God is groot. Ja, God is goed. God is genadig. Ja, hy vergewe. Dit is hierdie God wat ons vanoggend aanbid. Ja, dit is hierdie God wie ons vanoggend sê, Here, dis die rede. Hier is die rede hoekom ons hier is. Hier is die rede hoekom ek elke oggend opstaan. Ja, hier is die rede hoekom ek U aanbid. Amen. Ek groet jou vanoggend in die wonderlike naam van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Gees van God wat in ons woon. Ons as 'n gemeente bymekaar en een van die belangrike dinge wat ons doen as 'n gemeente is om God te aanbid. En ek wil jou uitnooi om op te staan en 'n ou bekende lied te sing, loop van met die tromme. Kom ons staan en sing ons hierdie lied saam. Loop om met die tromme, loop om met die harp, loop om met die klinkende simbale. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Prys hom met jou stemme, prys hom uit die hart, prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Loof hom met viole, loof hom met de fluit, loof hom met klaviere en gitare. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende simbale. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Ek weet nie of jy kan terugdink aan daai dag toe jy oorrompel is met die Here se liefde nie. Mense sou kon sê die dag dat jy besluit het om in God te glo, en dit is hoe dit baie oomblik voel, want dit is 'n besluit wat jy moet maak. Maar as jy terugdink en as jy mooi daaroor dink, dan sê jy vir my eintlik is dit God wat jou gesoek het, nie jy wat hom gesoek het. Wat is die tipe emosie, wat is die belewenis kry jy as jy daaraan dink? Ek het die voorreg om, dis maar deel van my werk, om mense te help om daai oorgang te doen en om daai besluit te maak. En ek het honderde kere gesien hoe mense as hulle daai eenvoudige gebed bid en sê, Here, maar hier is ek is hopeloos sonder U. En daai besluit maak om hulle hart vir Here te gee, dat manne vooruit, groot manne, hulle onophoudelik huil uit vreugde. Jy vra hoekom huil en dan huil hy net. Ek sê, ek weet nie, maar ek is eintlik opgewonde, ek is eintlik bly, ek is eintlik dankbaar. Mense word oorweldig. Dis jammer, partykeer dink ek dat ek het nou, toe ek in standaard 8 was, wat is 15 gewees. En dit is nou 'n goeie 35 jaar terug. En in 35 jaar se tyd het ek 'n bietjie van daai belewenis verloor, van daai blydskap verloor, van dit wat die Here in my hart geplant het, verloor. Ek dink as 'n mens sou vra, as jy vir Paulus sou vra, vertel my 'n bietjie, wat is die een eienskap van 'n Christen? Wat is die een ding wat uitstaan van Christen mense? Dan sal Paulus vir jou sê blydskap. Blydskap is die een ding wat uitstaan. Ek wil hê jy in jou Bybel blaai na Filippense 4.
As jy ten minste 2 weke by die kinderkraas was, dan sal jy Filippense 4 ken. Julle almal ken daai liedjie, Filippense 4 vers 4. Ek weet ek kan nou nie my naam sleg maak, ek probeer om te sing nie. Ek het eintlik probeer om 'n video te kry met die liedjie op en die beste wat ek kon doen was 'n 22 sekonde lange video. Toe dink ek gaan nie werk om hom vir julle te speel nie. Maar julle ken daai liedjie net. Filippense 4 vers 4 sê verbly om die Here. Verbly. Oeps. Ek wil net my stem opwarm. Die blydskap van die Here is waarskynlik die eienskap wat uitstaan vir ons as gelowiges. Vers 4 sê, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Blydskap word baie keer onder ons as Christene 'n bietjie nie, hoe kan ek sê, weggesteek. Ek weet ons as boere het ons nou en ek word baie keer daarvan beskuldig. Ons het 'n sarkastiese manier van praat, het ons nie. Ons het so 'n twisted manier, so 'n verdraaide manier. Weet as jy nou as iemand vra hoe gaan dit? Dan wat is ons antwoorde? Geen vars klagtes vandag nie. Nuwe dag, nuwe dinge, nuwe uitdagings. Of niemand luister tog nie. Weet jy hoekom daar word kla? Want niemand weet kan jy my help? Wat is die ander een? Hoe sê ek het dit ook al gesê. Ek is te dom om te kla. Weet ek gaan net aan, ek kan net aan. So ons het baie keer programmeer ons onsself uit blydskap uit. Want ons het 'n manier om so te leef asof wat ek al weet, dit is maar jy weet mos. Dis maar hoe dit is. Dinge is maar net so. Maar ons as Christene moet eintlik borrel van blydskap. Daar was 2 sielkundiges wat 'n boek geskryf het met die titel Happiness is a Choice. Blydskap is 'n keuse. Hulle het met duisende depressieleiers gewerk. En na al die werk wat hulle gedoen met ons, het hulle tot die slotsom gekom dat blydskap is 'n keuse. Jy kies. Jy kies wat jy dink en die Bybel is vol van plekke waar gesê maar weet wat in jou gedagtes is, wat die hart van voor is op die mond van oor, wat weet jy besluit hoe jy voel. Maar op die einde van die dag bly blydskap 'n keuse. Amper meer as dit. Paulus sê hierso, ek herhaal, wees bly. Vir ons as Christene is blydskap amper nie net 'n keuse nie, dit is eintlik 'n opdrag. Daar word vir ons gevra om bly te wees. Robert Schuller is 'n evangelis. Hy is oorlede in 2015. Hy was tussen 89 jaar oud. Hy het vir 50 jaar lank, van 1970 tot 2010, het hy 'n televisieprogram gehad, Power Hour, 1 uur 'n week. Het hy so 'n televisie-uitsending gehad. En daar word vertel, hy het ek self vertel, dat hy altyd as hy so met sy kinders ry, en hulle so kla oor dinge, dan sê hy, let's play the joy game. Kom ons speel die blydskapspeletjie. En dan sê hy dan, kom ons noem dinge waaroor ons kan bly wees. En dan sê hy rapporteer amper terug en sê, maar dit nie 10 minute nie. Dan is die hele gemoed in die kar gelig. Mense is op 'n ander plek. Ons is nie so swartgallig nie. Dit bly 'n keuse. As ek jou miskien een tip kan gee vandag, dan is dit 'n tip om te onthou. Blydskap is 'n keuse. Is eintlik 'n opdrag wat ek en jy het. En ons kan met onsself die gesprek voer en sê, maar waaroor is ek bly? Wat is daar wat my opgewonde maak? Daar's 'n studie gedoen by die universiteit wat hulle gewonder het, maar wat is daar wat mense bekommer? En hulle het dit geanalyseer by die mense gesê, wat is die dinge waaroor jy bekommer? 40% van die dinge wat die mense genoem het, is goed wat nooit gebeur het nie. 30% van wat hulle genoem het, is dinge wat uit die verlede uitkom. 12% was onbenullighede, simpel goedjies. En 8% van die dinge wat die studente genoem het, wat hulle bekommer, was wesentlike issues, was belangrike dinge. 8%. Wat is dit ongeveer 'n 12de? Elke 12de dag is daar iets moeite werd geweest wat jy oor moet bekommer. Net 8% van die dinge waaroor die mense bekommer het, was regtig wesentlik geweest. Maar hoor bietjie hierdie ongelooflike raad wat Paulus vir ons gee. As jy net so 'n paar verse, 2 verse verder lees, sê hy in vers 6.
moet oor niks besorg wees nie, want kyk, besorgdheid kan ons baie keer jou vreugde kom steel. Ek is bekommerd en ek het op 'n kol so 'n tannie van my wat ek nou ek het 'n bietjie langer na kontak gehad, maar met die tannie gepraat, 'n familie van my, en ek sê nou dan vir tannie, jy ken daai gesegde van Bobbejaan agter die berg gaan haal. Jy het die Bobbejaan al 'n naam gegee om hom 'n gesprek gevoer nog voor hy aan die kant van die berg is. Weet jy ken hom persoonlik, daai Bobbejaan aan die ander kant van die berg, en jy bekommer jou oor dinge. Ons lewe baie keer so is dit. Ons is so bekommer, ten spyte daarvan dat ons weet dat net 8% van waaroor ons op bekommer is eintlik issues. 40% gaan nooit gebeur nie, 30% kom uit die verlede uit, 12% is van Paulus sê vir die gemeente, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes met gebed en met smeeking en met danksegging aan God bekend. Moenie jou bekommer, maar maak jou begeertes en jou behoeftes aan God bekend. As ek jou 'n tweede stukkie raad kan gee vanoggend. Die eerste is dat vreugde is jou verantwoordelikheid, is jou keuse. Maar die tweede een is, weet jy wat? As jy besorgd is, praat met God. Ja, selfs dit om met God te praat, gaan dalk vir jou die wysheid gee en die rustigheid gee om te besef, dit is dalk nie so 'n groot issue nie. Of om te besef, weet jy, daar's dalk niks wat ek dalk kan doen nie, of om dalk te besef, ek moet dalk dit vir die Here gee, want ek kan in elk geval niks aan die omstandighede van my verander nie. In 2011 het die leier van World Vision hy opgedaag in Haiti, nadat hulle net die vorige jaar hulle daai groot aardbewing gehad. En nou Richard Stearns, die direkteur gewees van World Vision, wat so 'n noodledigingsorganisasie is wat wêreldwyd verligting doen in sulke omstandighede. En hy is by 'n kerk in 'n dorpie met die naam Port-au-Prince. Dis 'n ou tentkerk wat hulle so saamgeplans het. En hy woon 'n erediens by in die gemeente. En in die voorste ry sit daar 6 mense tussen die ouderdom van 66 wat almal ledemate verloor het in die aardbewing. En voor in die kerk by die koor staan hierdie vroutjie, haar naam is Demosi Lofini. Sy's 'n enkel ma, sy's 32 jaar oud gewees in daai tyd. Sy het ook in die aardbewing haar regterbeen en haar linkerhand verloor, 'n gebou het omgeval op haar. En sy staan daar voor en sy aanbid die Here. Daar so Richard het beskryf, sy sê daar's niemand wat met meer passie as sy sing nie, wat met meer opgewondenheid sing om die Here te aanbid. As gevolg van die aardbewing het sy haar ledemate verloor, sy het haar werk verloor, sy was 'n enkel ma. En hy vra vir haar, hoekom is dit? Waar kry jy jou joy? Wat gee jou die purpose? En hy sê, die Here het my lewe gespaar. Ek dink die Here het my lewe gespaar om 2 dinge te doen. Is om my 2 dogters groot te maak en om nog 'n paar jaar te hê om God te aanbid. Ek het jou so 'n paar foto's op die skerm. Ek het so 'n bietjie probeer dink in my eie lewe uit aan blootstelling en ondervindings wat ek gehad het. En ek dink terug aan 'n geleentheid toe ek in Kampala was, die hoofstad van Uganda. Ons het so gegaan vir so 'n opleiding vir 'n kerkplanting. En Wilson vat ons uit so 'n uur se ry net so noord van Kampala na 'n plekkie van 'n gemeente wat ek ken. En ek was nou so aanblaai, dit was voor dit 'n bietjie helder is. En ek kyk na die kerkgebou. Ek dink ek het iewers 'n video gehad wat ek kon nie kry nie. Van hoe dit lyk as hierdie gemeente die opstaan en begin sing. Hulle kerkie is daar so in 'n village, so tussen die venster en kyk sien, dat is maar lekker ryk. Groei daar, hulle het nie droogte nie. Hulle het nogal baie reën eintlik. 'n Kerkie met 'n tydelike dak, agterste gedeelte het so half 'n seil oor gehad. En daai is ons omstandighede bepaal nie ons blydskap nie. Die plek waar ons is, bepaal nie ons vreugde nie. Hulle het in Amerika
het die ouens met hulle nasorgers nie nagevors, hulle het gesien, van 1957 af tot en met 1990 het die inkomste van die gemiddelde persoon verdubbel. Maar hulle het ook agtergekom dat in dieselfde tyd was daar 'n toename in depressie, daar was 'n toename in selfmoord, daar was 'n toename in alkoholmisbruik. Al hierdie dinge wat mense aanduiding gee dat mense nie die lewe geniet nie, dat daar nie vreugde is. Ons moet 'n reguit lyn trek of eintlik 'n rym sê met 'n streep deur wat sê, daar is nie 'n gelykheid teken tussen wat ek het en die blydskap wat ek het. Blydskap kom van die Here af. Blydskap kom van God af. Hierdie vroukie het dit vir ons baie duidelik gewys dat 'n mens se vrede kom van die Here af. Hierdie gemeentetjie in Kampala het vir my gewys om die Here te dien. En dit is die kern van hierdie gedeelte as jy lees Filippense 4:4 sê, wees altyd bly in die Here. Wees altyd bly in die Here. As jy vanoggend dalk 'n vraag of wonder oor, maar hoekom is dit dat ek soms voel my blydskap is nie daar nie. My blydskap verdwyn. Paulus, partykeer as ek na Paulus luister, dan klink hy vir my maar, ek en Bila werk al 'n hele ruk deur Romeine, ons maak dit klaar, maar sy gedagtes is baie nou gewik. En dis baie hy. Maar hoor 'n bietjie hoe mooi sê Paulus dit hier in hoofstuk 3. Hy sê wat eers vir my 'n bate was, ek is aan vers 7 van hoofstuk 3. Wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos. Want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit alles as verwerplik. Die woord wat hy eintlik gebruik is verwerplik is eintlik geoef. Dit is gaga, dit is gross. Ek beskou alles as gaga. Want om Jesus Christus te ken, is die enigste wat die moeite werd is. Ter wille van hom het ek alles prysgegee, beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as die enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Is dit nie die ding wat dalk vir ons moet inspireer nie? Is dit nie dalk die bron van blydskap nie? As ons vandag uitstap, en daar vind jy nou wat jy vandag moet hoor, en dit is dat die Here sê, wees bly in my. Ja, sê ek herhaal dit, wees bly. As ek moet terugdink aan die dag, toe die Here my gered het, en ek wil amper sê, die Here het my al daarna 100 kere gered. Ek moes al baie keer op my knie van, die Here vergewe my, want ek is 'n sondige mens. As ek net aan dit dink, dan besef ek, maar ek het 'n blydskap in my, ek het 'n vrede in my, ek het 'n vreugde in my. Ja, mag die Here vir ons die voorreg gee, om te verstaan dat ons blydskap en ons vrede kom van hom af. Hierso in hoofstuk 1 sê Paulus in vers 21, want om te lewe is Christus, en om te sterwe is my wins. En hy uiteindelik so in vers 20 sê, dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waarvoor ek my hoef te skaam nie. En ook nou, soos nog altyd, en met alle vrymoedigheid deur my wil ek Christus my hele wese verheerlik, in lewe en in sterwe. En dan praat hy eintlik daaroor, hy is eintlik lus om hemel toe te gaan, hy is lus om te gaan na daar waar Jesus is. Maar hy sê, ek sal bly, want Christus is nie net my toekoms nie, maar hy is ook my vandag. Hy gee my lewe. En miskien 'n stuk raad wat ons as gelowiges kan kry, is dat blydskap is amper soos vuur. Weet nie of jy al 'n veldbrand gesien het nie. 'n Veldbrand maak sy eie wind, sê die plaaswerkers altyd. As 'n veldbrand hardloop, dan daai warm lug trek op en die veldbrand stoot homself aan.
vreugde en vrede en blydskap, en ek weer blydskap, ek weet nie waar die woord vrede daar aangekom het nie, maar blydskap en vreugde is amper soos daai, want hoe meer ek myself blootstel aan daai blydskap, hoe meer veroorsaak dit 'n trekkrag in my lewe. Ek wil jou uitnooi om daaroor te dink, maar wat is die waarde daarvan om by hierdie erediens te wees byvoorbeeld? Wat is die waarde daarvan om saam met ander gelowiges by mekaar te kom en die Here te eer? Nehemia 8 sê vir ons in vers 10, "The joy of the Lord is my strength." Die vreugde van die Here is 'n wapen. In die tyd toe Napoleon deur Europa getoer het met al sy magte en een plek na die ander verower het, is een van sy kommandante, ek het sy naam nou hier neergeskryf, wat ek het vir jou dit sê, Massino of soiets is die ou se naam, Massena. Hy daag op in Oostenryk met 'n span van 8000 soldate, en toe hulle so oor die kop kom te sien, maar hier is die volgende stad wat ons moet verower. En uit die aand staan hulle daar naby kamp op. En in die stad besef die stadsleiers van ons moet oorgee, want ons weet ons sal dit nie kan maak nie. En die plaaslike dominee sê, maar weet jy wat, dit is Paasfees. Ons is nie 'n gewapende stad nie. Daar's nie 'n kans, daar's nie 'n manier wat ons hierdie veldslag gaan oorwin nie. Kom ons laat oor in die Here se hande. Kom ons doen wat ons elke jaar Paasfees doen. Ons hou 'n erediens. En hulle lei die kerkklokke en hulle gaan stap in hulle massas kerk toe en hulle gaan sing tot eer van die Here. Maar sê dan met sy span manne en met sy gespieders wat hom tot ons sê, maar kolonel, daar's nie by kolonel generaal was nie. Daar word klokke gelei en ons hoor 'n gejubel en 'n gejuig uit die stad uit. En hy dink by homself, "Ag, gats, daai moet ek afmerk, want lyk my een van die ander troepe is al reeds hier gewees. Hulle het klaar die stad oorwin en hulle is klaar besig om partytjie te hou. Ons was te laat, maar anders het klaar die stad oorwin. Kom ons gaan na die volgende stad toe." En daai stad het sonder dat hulle besef, het hulle 'n oorlog vrygespring, het hulle 'n nederlaag vrygespring, omdat hulle 'n keuse gemaak het om God te eer. Omdat hulle 'n keuse gemaak het om met blydskap te beleef. Sê, Here, ons wil vir U dankie sê vir Paasfees. Dankie dat U aan die kruis gesterf het vir ons. Ons hou ons oog op U. 'n derde stuk raad miskien, as jy oor vreugde en blydskap wonder. As jy opkyk na God, dan sal God sorg vir jou omstandighede. Dan sal God kyk na jou. Ja, en ek sê dit nou, en almal van ons het dit al beleef. Dit beteken nie dat ons as Christene nie pyn en hartseer het nie. Ek kyk nou na Paul, wie se pappie nou verlede week begrawe is, en Madeleine, wie se skoonma oorlede is. Hartseer gebeur. Pyn gebeur. Ons as Christene is nie gevrywaar. Net omdat jy 'n Christen is, beteken dit nie alles gaan altyd 100% nie. Maar jou blydskap kom van binne af. Jou blydskap kom van die Here af. Kom ons bid saam. Here, U gee ons vanoggend die opdrag om ons te verbly in U. En wil U vir ons help, Here, om miskien ons woordeskat te verander? Miskien die manier hoe ons mekaar groet te verander? Ja, Here, ek wil nie skaam wees oor die blydskap wat ek het nie, want dit kom van U af. Ja, wil U vir Here vir my die vermoë gee om my bekommernisse en my besorghede in 'n sakkie te sit en op die tafel te gaan neersit en te sê, Here, hier is dit. Hier is die dinge wat my pla en waaroor ek bekommerd is, en Here, vat U dit. En dan bid ek, Here, dat U my die vermoë sal gee om te kan opkyk. En te kan besef, Here, dat daar's net een manier om met vrede en met blydskap deur die lewe te gaan. En dis deur U in my lewe te hê. Ja, soos Paulus wat sê, alles, Here, is waardeloos. Alles beteken niks. As ek maar net vir Jesus Christus as 'n bate kan ontvang. Ja, Here, U is ons lewe.
U is ons vreugde. Here, U is ons blydskap.